Dan sê mense, ek wil by Shakespeare wegtrek. Vriende, Romeine, kontrymense, met ander woorde pelle, pizzavreters en knoffelboere. Leen my julle ore, of gehoorapparaat. So het Shakespeare die woorde in Julius Caesar en vanaand in my mond ook gelê. Want dis mos inderdaad wat elke digter heimlik begeer, dat hulle gedigte gehoor moet word. Gedigte is anders as kinders, hulle moet gesien en gehoor word. Dis hoekom soos nou hier gesê, lees jou gedigte terug vir jouself. Jy moet dit nie net lees saggies in jou kop nie. Jy moet dit hardop lees, letterlik hardop lees. Dit was net 'n voorreg en 'n plesier om betrokke te gewees het met 'n groep vir beginners en begaafdes as beoordelaar in die digkompetisie. Want daar's min letterkundige kompetisies wat sulke gewigtige kontantpryse dra, en ek is seker dat met die regte bemarking die belangstelling net eksponensieel sal groei. Die groot digter T.S. Eliot het dit mooi opgesom deur te waarsku: For be assured that there is no money in poetry. But then again, there's also no poetry in money. Alle digters moet 'n dagjob hê. Alle digters wat ek ken, alle grootes, hulle is of joernaliste ook, of hulle verkoop assuransie, of hulle doen iets. Jy gaan nie, digkuns is so 'n nismark, dit is so 'n ou klein, mense wat uitgewers is, of uitgewers ken, julle sal weet, dis 'n klein nismarkie. Maar ons is verskriklik lief vir wat ons doen, en ons is lief vir ons taal, en dit is hoofsaaklik waaroor dit eerstens gaan. So, T.S. Eliot sê, for be assured that there is no money in poetry, but then again, there's no poetry in money. So as jy nou 'n auditor gaan word, is daar nie poësie nie. Maar vanaand wil ek egter vir Louis Liebenberg, met sy onbaatsigtige en volhartige ondersteuning van die Afrikaanse dig- en skryfkuns, 'n reuse handeklap van julle almal gee. Kom ons sê vir Louis, en nou wil ek bietjie met die digters praat, wat nou deel geneem het in die kompetisie. En verskoon dat ek 'n bietjie kripnotes lees, want as ek uit my vuis uit praat, dan klink dit so. Louis het gevra dat ek opsommenderwys iets moet sê oor die stand van die kompetisie, met ander woorde, die goed wat Klop Disselboom verloop het, en ook uitwys waar die wiele afgekom het en dinge wat uitkeer skeef gegaan het. Fanny het vir my op die boot vandag gesê, toe ons hier op die Vaalrivier afgevaar het en terug. Die tyd was 'n bietjie min, partykeer was dit letterlik, en hulle is ook mense wat dayjobs het, hulle is ook mense wat werk en ander goed, en kinders grootmaak en tyd is 'n mens se belangrikste kommoditeit. Die woord tyd is 'n kommoditeit. So, kom ons begin dan maar by die begin. Digters se skepingsstof is maar net woorde en 'n paar leestekens. Daarom hou ek vol dat ons kunsvorm, naamlik die digkuns, die veel eisendste een is van almal. Ons vermag die meeste letterlik met die minste. Ons tower verbeelde wêrelde en emosies op wat ander ook kan beleef en ervaar. Ons deel insigte in die human experience en kan mekaar laat lag, huil of opbeur in moeilike tye. So ten eerste is dit dus 'n voorreg om die digtersmantel op te neem en kom met myns insiens met so 'n bietjie van 'n roeping. Dis 'n calling. Daarmee saam kom ook verantwoordelikhede. En 'n mens besef dat jy soos Newton staan on the shoulder of giants. Daar het ander groot geeste, mense soos NP van Wyklou en die ander groot geeste ons vooraf gegaan. En dat as jy enigstens eers wil kom in jou kunsvorm, dit sekere verpligtinge behels. Ken jou onderwerp of jou veld, wat behels lees en nogmaals lees. Digters moet hulle self doodlees. Lees soveel poësie dat jy daarvan naar wil word.
Dis jou toegangsfooi in jou skoolgeld, want dan sal jy weet watter onderwerpe holrig gery is, watter terme en gebruike al geuit is en in onbruik verval het, sodat jy nie die beginnersfout sal maak om iets wat groot digters al gedistilleer het tot die perfekte kondensaat, dit wil sê hulle gedig, want digkuns is verdigting, weer op jou lomp en onhandige braal manier probeer nadoen nie. So lees, baie, moer baie, en dan nog meer. Die lees is amper die belangrikste deel van jou skryfproses. Dis nogal ironies. Nou, almal se werkswyse gaan effe verskil van mekaar. Ons het elkeen ons eie skryfproses. Wat ek wel agterkom is dat bitter min van julle gedig na die eerste skepping daarvan weer deurwerk en sny tot op die been sny, want digkuns is volgens 'n groot digter the best words in the best order. The best words in the best order. Dit is ook highly charged and condensed language. So daar is nie plek vir veralgemenings of abstrakte ontasbaarhede nie. Skryf altyd dus konkreet, in spreektaal, doodgewone spreektaal, nie hoogdrawende aansitterigheid nie. Skaf vir julle tesourusse woordeboeke en ten minste die HAT en die groot verseboek aan. Enige digter wat sy of haar sout werd is, sal sonder teester bring die reëls van die spel, want uiteindelik is dit 'n woordgame, respekteer, en ten minste seker maak dat jou gedig vry is van spelfoute en daarom korrek gepunktueer is, indien jy daardie gedig wel van punctuasie gebruik maak. Onthou, punctuasie verhelder betekenis en help jou leser om ondubbelsinniglik by jou boodskap uit te kom. Boodskap in die digkuns is so sentraal dat jy gerus maar in 'n enkel sin jou mission statement vir jouself kan uitspel. In plain, onopgesmukte spreektaal. Verklaar wat jy wil hê die gedig moet sê of beteken of bereik. Want daar is altyd emosie by betrokke. En wat punctuasie betref, ek is 110% 'n grammar nazi. Vra van my. En net wat reg is reg. Met ander woorde, dis 'n apostrofie en wat 'n hin maak. Net die een met die Spaanse ding, dis 'n of nie Gert Kloknel se i. As jy daarmee in 'n gedig kom, is my moed klaar gestrip en dit gaan afdraande gaan van daar af. So jy's nie Gert Kloknel nie. Doen jou punctuasie konsekwent deur 'n gedig. Soveel gedigte sien ek trek weg as die eerste strofe mooi gepunctueer, dit maak sin, dit verhelder betekenis en dan kom ons by die tweede en dan skielik weer alles vergeet. Dan rammel dit net voort. So dan weet ek nie, hy is geskryf en sommer net so geplaas. 'n Mens moet gedigte self deurwerk. Her en weer deurwerk. Moenie halfpad deur lei raak of vergeet wie jy weggetrek het nie, en check jouself en jou gedig. Lees dit altyd hardop. Sodra daai eerste draft klaar is. Dit sal ritmiese foute, te lang versreëls of te kort en die gang of die vloei van die gedig uitwys. Dan timmer jy hom beter. Lees na elke ronde veranderings weer hardop. Weereens, gedigte moet anders as kinders gesien en gehoor word. Vergelyk of jy nog op koers is met jou eensin doelstelling, jou mission statement, en moenie te verras wees as die muse jou geseën het met 'n paar aangename, onverwagte surprises nie. Want skryf is soek. Ons skryf agter die betekenis aan. Al die digters wat hier sit sal weet, jy gaan sit partykeer, jy het nie 'n klou nie, jy het miskien 'n titel of jy het 'n tema, 'n opdrag. Nou is jy in 'n kompetisie, jy moet skryf oor 'n sekere ding. Maar jy weet nie wat dit is nie. Jy skryf letterlik agter die betekenis aan. Nou ietsie gedruk. Ons skryf agter die betekenis aan. Breitenbach praat van, hy het so 3 jaar terug was daar by kant Stellenbosch by die Spierlandgoed 'n groot fees gewees, die dansende digters, en Breiten het gepraat van, sy definisie van die digkuns was, dit is 'n dans met die onnoembare. Carl Sandburg
'n Amerikaanse digter gee weer my gunsteling definisie van poesie as a poem is an echo asking a shadow to dance. En dit weer sê, a poem is an echo asking a shadow to dance. Nou om te kan saamdans, sal jy moet die danspassasies bemeester. Al die tegniese goed, soos die vorme, die sonnet, die villanelle, die haiku, ensovoorts, ensovoorts. Dit alles onder die knie kry en bewus wees van wat alreeds oor jou onderwerp gesê en geskryf is, deur groot geeste wat jou vooraf gegaan het. Hier kan jy nie die wheel reinvent nie, so soek na jou eie invalshoek, wat gewoonlik behels om te skryf uit eie ervaring, deel jou lewenslesse en bewustwordinge en ontwikkel sodoende jou eie stem. Want dan weet 'n mens jy het met 'n digter te doen. As ek iemand se gedig kan lees sonder om te sien, daar staan aan sy of Claire Anne of wie ook al, dan weet ek, dit is 'n digter want daar is 'n stem. Dis jou waardevolste kommoditeit as digter en eers wanneer jy self en ander jou werk kan erken en erken as joune, dan mag jy trots proklameer, nou is ek 'n digter. Baie van julle is hopeloos te voortvarend en gejaag as dit kom by die lees van opdragte en bekyk nie eers die villanelle-vorm deeglik nie en sien daar is net 2 ryme nie en dan kry ons aborsies met 6 ryme of heel verkeerde rymskemas. Wees oplettend, noukeurig en superkrities op julleself. Jy is en bly altyd jou eie eerste leser. As dit nie vir jou werk nie, wat 'n miracle gaan dit skielik vir 'n wildvreemde ander goed of duidelik maak? Hier wil ek weer aangaan oor die hoogdrawende, aansitterige toon van baie gedigte. Dis 'n tipiese beginnersfout. Jy wil iets extraordinairs sê met doodgewone woorde. Nie mense laat dink jy het 'n woordeboek ingesluk en hulle jy aan dubbel diarree nie. Maak seker jou gedig begin sterk en eindig sterker. Soos nou weer gesê, slotte is sleutels en moet jou gedig van onderaf oopsluit en ontsluit. Voorhamerslotte is baie keer flou gedigte se redding, so werk hard daaraan. Ontelbare kere het ek al na talle herskrywers eers besef dat iets wat hier in die middel van die gedig staan, eintlik werklik my voorhamerslot moet wees, en dan skielik val die wegkaart seeplat in mekaar. Hierdie lang relaas is maar net om my opgesomde leerervarings op my reis as digter met julle te deel, en ek hoop julle kan dit aanwend in julle eie skryfprosesse. Lekker dig, of dan dans met woorde. Dankie.